My naam is Juffrou Lombard en ek is van Hoërskool Silje. Ek wil vir julle vandag welkom sê hier by die uitsaai ateljee van die Oos-Kaapse Departement van Onderwys. My les vandag gaan oor kaarte en skale, maar ons gaan meer spesifiek kyk na strookkaarte. Die doelwit van die les is om vir julle verskillende elemente van strookkaarte uit te lig. Ek sê daar vir julle dat 'n strookkaart is 'n gedeelte van 'n reisroete. Dit wys vir ons die inligting oor die roete en dit sluit onder andere die name van die dorpe en die stede en die afstande tussen die dorpe en stede in. Dit dui ook die name van die belangrikste paaie op die roete aan. Dan baie belangrik, en ek sê dis belangrik want ek het dit al gesien in 'n vraag, is dat ons moet weet dat 'n strookkaart het nie 'n skaal op nie. 'n Strookkaart is 'n kaart van 'n gedeelte van 'n reisroete. Dit wys vir ons inligting oor die roete en sluit onder andere die name van dorpe en stede en ook die afstande tussen hierdie dorpe en stede in. Dit dui ook die name van die belangrikste paaie op die roete aan. Dis baie keer nodig wanneer mense roete beplan om selfs na meer as een strookkaart te kyk, omdat die kaart soveel inligting gee in detail dat dit nie moontlik is om 'n hele roete op een strookkaart te kry nie. Dan 'n baie belangrike aspek wat jy moet verstaan van strookkaarte is dat daar nooit 'n skaal op 'n strookkaart is nie. En dit beteken dat hierdie strookkaarte nie volgens 'n skaal geteken is nie. Dit sal beteken dat ons die gemeete afstande op hierdie skaal nie kan gebruik. Dit hou nie verband met die werklikheid nie en ons sal nie die afstande op hierdie kaart kan meet en daarmee 'n regte afstand van die werklikheid kan uitwerk nie. Die doelwit van 'n strookkaart is om vir ons die afstande te verskaf. So daar, as ons nou kyk na die roetes, die een wat ek op die voorbeeld het, verbind die roete tussen Kaapstad en Port Elizabeth. En as julle kyk, dan wys ek vir julle aan die heel bokant, daarbo is Port Elizabeth, en dan aan die heel onderkant is Kaapstad. En is nogals belangrik dat ons sal kyk dat die twee dorpe in pink gemerk is. Julle gaan later in die les verstaan hoekom ek sê dis belangrik dat ons daai pink kolletjie in ag moet neem. Dan, wat hy ook vir ons wys, is hy dui vir ons baie mooi die nasionale paaie aan. As julle kyk, daar is baie mooi gewys die N12, die N2 en die N1. Ons het mos nou al geleer in ons lesse dat die nasionale paaie almal met 'n N gemerk word. Volgende wys dit vir ons ook die nasionale parke aan. Nou op hierdie kaart is daar 3 parke. Ons het Addo, daar aan die bokant, naby Port Elizabeth, en dan het ons die Tsitsikamma Nasionale Park en ons het die Bontebok Nasionale Park. Die rede hoekom ek dink hulle die parke op hierdie kaarte insluit, is omdat hierdie kaarte gebruik word deur mense wat roetreise wil beplan, en ek glo baie van die mense wat in ons land kom besoek, is op pad na hierdie nasionale parke toe, en ek vermoed dis waarskynlik hoekom dit op hierdie kaarte gewys word. Dan wys hulle ook vir ons die kleiner roete se name. Julle kan sien daar, ek het net die eerste paar genoem, maar al hierdie kleiner geel blokkies wat hulle lettertjies in het, dit is al ons streeks en nasionale paaie. Nou baie belangrik. As ons na ons strookkaart kyk, het ons gewoonlik 2 stelle afstandmerkers. Ons het afstandmerkers aan die linkerkant en ons het afstandmerkers aan die regterkant. Nou wys ek vir julle hierso, die een kant gaan van die bokant by Port Elizabeth, as julle kyk, daarbo het ons die 0, en dis nou wat vir ons belangrik is. So aan die kant van die kaart gaan ek sê, as hy by 0 begin by Port Elizabeth, dan wys hierdie kant se afstandmerkers vir my die afstand tussen Port Elizabeth en Kaapstad. Aan die ander kant van my kaart het ek ook afstandmerkers, maar as julle hierdie keer kyk, sal julle sien, dan is die 0 aan die onderkant by Kaapstad. So nou weet ek, hierdie stel afstandmerkers wat ek hier kry, gaan weer vir my die afstande wys vanaf Kaapstad na Port Elizabeth toe. En afhangend van watter vraag hulle vra, kan jy besluit watter kant is vir jou die maklikste om te gebruik. Wat ons verder moet kan doen met hierdie strookkaart, is ons moet ook die afstande tussen 2 dorpe kan bepaal, wat nie noodwendig die boonste en die onderste dorp is nie. So in hierdie geval het ek sommer 'n voorbeeld gebruik en ek het gesê, kom ons kyk wat is die afstand tussen Plettenberg Baai en George. Nou as julle kyk, daar het ek vir julle met my merkie gewys, waar is die 2 plekke, ons het Plettenberg Baai, wat sê 564. Dit beteken Plettenberg Baai is 564
kilometer vanaf Kaapstad, wat mos die 0 is aan die onderkant van daai kaart. En dan het ons George op 458 km, wat weer eens beteken van Kaapstad af, van die onderkant af. So nou gaan ons nodig hê om 'n som te maak, en ons gaan moet sê, ons gaan of daai 564 vat, en ons gaan die 458 aftrek, en ons kry 106 km. Julle sal sien, die ander som wat ek aan die bokant het, is net die teenoorgestelde kant se afstandmerkers, waar George dan nou by 321 lê, en Plettenberg Baai lê by 215. As ek daai twee van mekaar aftrek, dan kry ek ook 106. En dis sommer net 'n duidelike bewys dat dit nie saak maak of jy die linkerkant of die regterkant gebruik nie, jy gaan die regte antwoord kan kry. Dan is daar ook kleiner afstandmerkers op hierdie kaart. As ek byvoorbeeld vinnig vir julle kan wys, daai ene daar wat sê 187, dit sal die afstand wees tussen twee dorpe. Nou, as ek vinnig kyk, dan sien ek geen dorpe tussen, daar's 'n wit kolletjie en dis Beaufort Wes. Dan as ek hier afgaan, hier aan die onderkant, is daar weer 'n wit korretjie en dis Oudtshoorn. En ons geen ander merkies of dorpe tussenin nie. Wat dan beteken dat daai 187 wat ons daar sien, die afstand is in kilometer tussen Oudtshoorn en Beaufort Wes. So as ek nou kyk na my vraagie waar ek vir jou vra die afstand tussen McGregor en die Parel, dan kyk ons hier's McGregor aan die onderkant en die Parel is hier links van Kaapstad, is die Parel hier ook heel onder. So nou gaan ons na daai kleiner afstandmerkertjies moet kyk om die afstand tussen McGregor en die Parel te bepaal. So ons het daar, julle sien, 21 km tussen McGregor en Robertson. Dan het ons hierso 50 km tussen Robertson en Worcester. En dan het ons 46 km tussen Worcester en die Parel. En daar het ek die sommetjie gedoen en ons kom op 177 km uit tussen McGregor en die Parel. Dis regtig nog heel eenvoudig. Nou gaan ek sommer na 'n paar ou vraestelle se vrae kyk, wat ek gesien het hulle spesifiek hierdie vraag in die vraestel gekyk het, en ons gaan net sommer deur 'n paar voorbeelde werk, en seker maak julle is lekker vertroud met hoe om met hierdie strookkaarte te werk. So ons eerste vraag sê, David en sy gesin het vir die skoolvakansie van Port Elizabeth na Durban gereis. Die kaart hieronder toon die reis wat die gesin onderneem het. Noem 2 nasionale paaie wat op die kaart aangedui word. Nou dis baie belangrik. As ons daai noem 2 instruksie het, dat ons net 2 moet noem. Ek kan uit ondervinding vir julle sê, wanneer ons aan die einde van die jaar matriek vraestelle merk, en daar was so 'n instruksie, dan sê die instruksie op die memo vir ons, dat ons moet 1 punt aftrek, indien die leerder ekstra inligting gee. So hier is meer as 2 nasionale paaie op die kaart. Ons het die N3 heel bo aan, ons het die N2, die N6 en heel onder die N10. Nou, ek gaan in my vraag, daar het ek vir julle almal genoem, maar ek meld weer 'n keer daar, ons skryf slegs 2. Jy kan kies watter 2, maar net 2. Dan vra die volgende vraag vir jou, identifiseer die tipe kaart wat getoon word. Dis 'n baie eenvoudige vlak 1 vraagie, en die antwoord is baie maklik, dit is 'n strookkaart. So ons gaan aan na die volgende vraag toe. Bepaal die werklike afstand tussen Durban en Port Elizabeth in meter. Nou, as ons gaan kyk, ons roete, dit wys vir jou hierdie roete, is Port Elizabeth en Durban. So ons kan sien, hier aan die bokant het ons vir Durban die pink kolletjie, onthou julle, ek het gesê ons moet oplet na dit, en aan die onderkant het ons vir PE, nog 'n pink kolletjie waarna ons mooi gaan kyk. Daai pink kolletjies beteken dat die afstande regs en links van hierdie kaart is die afstande tussen die 2 dorpe wat met die pink kolletjies aangedui is. So, as ons dan nou van Durban na Port Elizabeth toe wil gaan, onthou, dit sal nie saak maak of ons aan die linkerkant of regterkant kyk nie, maar as ek nou sien, Durban is bo by 0, dan gaan ek van daar af gaan, en ek gaan sê, ek gaan onder tot by Port Elizabeth lê, en dit gaan 964 km wees. Wat ons moet mooi gaan na ons vraag en gaan terugkyk, ek probeer altyd om in die gewoonte te kom, om elke keer weer my vraag net te lees, want as jy net weer vinnig lees, dan sal jy sien, daar was so 'n klein vangplek, jy het gevra in meter, nie in kilometer nie. So nou gaan ons 964 km vat, en ons gaan dit eenvoudig net maal met 1000. My vinnige raad oor omskakeling is, ek vra altyd vir myself of ek van 'n grootte na 'n kleintjie toe gaan, of van 'n kleintjie na 'n grootte. As dit groot na klein is, dan is dit 'n maalsom, as dit klein na groot is, dan is dit 'n deelsom.
In hierdie geval, kilometer is groter as meter en dit is hoe ek weet dat ek moet maal met 1000. By 1.2.4 sê hulle vir ons, David het vinnig by sy neef in Maagheid gaan kuier. Net na Umtata het hy die R61 na Maagheid betree. Skryf die naam van een dorp wat hy tussen Umtata en Maagheid verby gery het neer. So nou as ek vinnig vir julle kan wys, kom ons kyk gou, daar kry ons vir Maagheid. En hy kom van, as ek het verstaan, van hier af, van Umtata af, hy het ons nou van Port Elizabeth afgery. En dan gaan hy nou hier op die R61 klim. En dan sê hulle vir ons, ons moet een dorp noem. So ons het dan hier twee opsies, dis of Port Edward, of dit is Port St. John's, maar onthou, jy mag net een skryf. Dan, by nommer B, sê hy vir ons, bereken die totale afstand in kilometer wat hy van Port St. John's na Maagheid gereis het. Nou daar gaan ons weer ons spesiale afstandmerkers gebruik, daar is Port St. John's. As ons kyk na daai afstandmerkertjie aan die linkerkant, dan is dit 201 km tussen Port St. John's en Port Edward, en dan is dit 36 km tussen Port Edward en Maagheid. So om my som te doen, gaan ek dan sê 201 plus die 36 en dit gee vir my die 237 km. 1.2.5 Noem twee provinsiale paaie op die kaart. Julle, hier was ongelooflik baie. Ek het so begin daar aan die onderkant somme gekyk en gesê die eerste twee wat ek van onderaf lees is die R72 en die R335. Maar as julle vinnig kyk, daar is ontsettend baie opsies op hierdie kaart gewees. Ek merk gou vir julle so net om 'n idee te kry wat is al die ander antwoorde wat jy kon gegee het. En teen die tyd hoop ek julle weet nou al mooi. Ons gaan net twee skryf want dit is wat die vraag van ons gevra het. Goed, nou is ons by 'n volgende vraag. Ek daarboan vir julle ook aangedui en watter vraestel ek om gekry het. Dit was vraestel 2 van die Mei-Junie 2024 vraestel gewees. En hierdie een is baie interessant. Ek hou sommer vreeslik baie van hom, want dis nie net 'n Suid-Afrikaanse roetekaartie, maar dit is eintlik van ons buurlande. So nou moet ek gou-gou weer net vir julle 'n nuwe dingetjie byleer. Julle sal sien, Suid-Afrika is hier reg aan die onderkant van die kaart, wys hy vir ons hierso waar Suid-Afrika. En dan wys dit vir ons bo Suid-Afrika Zimbabwe, en dan sien ek hierbo weer in Zimbabwe. En dan sal julle opmerk, hier's hierdie pink lyne wat deur hierdie kaart loop. Sien julle, daar's een af, en dan sien weer een dwars hier aan die onderkant. Ons het dit nie by die ander strookkaarte gesien nie. Maar hierdie pink lyne dui vir ons die merkers, die skeidslyne aan van waar die verskillende lande dan nou is. So, vraag 1 vra hulle vir ons daar, skryf die totale getal lande. Mens moet ook altyd baie mooi lees of hulle gevra het vir die name van die lande. In hierdie geval het hulle nie, hulle het net gevra die hoeveelheid lande, en daarom kan ons net vinnig gaan tel. So ons het julle aan die bokant, daarso het ons vir Zambië, dan het ons Zimbabwe, onthou ons het Zimbabwe ook aan die onderkant, maar dis een land. Dan het ons hierso, het ons vir Botswana, en dan het ons hieronder, het ons vir Suid-Afrika. So my antwoord op daai vraag was gewees 4. Daar's 4 lande wat op hierdie kaart gewys word. Dan vra hulle vir ons, noem die dorp wat 403 km vanaf Bulawayo is. Nou Bulawayo, kan ek vinnig vir julle wys, daar is Bulawayo. En dan is dit sommer maklik gewees, ek het sommer dadelik die 403 km raak gesien, en toe weet ek, dan is my antwoord, is dan Harare. Daar is ons antwoord. Ons gaan aan na sy volgende vraag toe. By 4.2.3 het hulle vir ons gevra, Anda het van die Victoria waterval na Bulawayo gereis. Hy moes 'n vriend by Hwange Nasionale Park optel voordat hy Bulawayo bereik het. Anda het die Victoria waterval om 9:55 verlaat en teen 'n gemiddelde spoed van 97 km/h na Hwange Nasionale Park gereis. Dan vra hulle by nommer A, bepaal tot die naaste minuut hoe laat hy sy vriend bereik het. Jy mag die volgende formule gebruik. Daardie is dan 'n tipiese voorbeeld van 'n vlak 3 vraag wat ons in 'n vraestel kan kry. So, in die eerste plek het ons nodig wanneer ons hulle gevra bepaal tot die naaste minuut, so hulle vra vir ons 'n tydvraag. So wanneer ons dan nou tyd nodig het, dan weet julle mos nou, dan kort ons die afstand en die spoed. So as ek daar gaan kyk na die afstand van die
net gou gewees seker maak, Victoria watervalle is hierbo, en nou moet ons gaan tot by Hwange. So nou, ons gaan nie daai afstand hê deur net na daai pad te kyk. Julle sien daar by die blou stukkie pad, die A8, daar's geen afstandmerkers aangedui nie. So ons gaan nou kyk na die regterkant of die linkerkant weer eens. Die lyntjie wat in lyn loop met Victoria valle, wys ek vir julle daar, en by hom sê hulle vir my 713 km. En dan die lyntjie hier, die geel ene hier, wat in lyn loop met die Hwange Nasionale Park, dui vir my 552 km aan. En ek wil net die verskil hê. Onthou, daai afstande is van die onderkant af op tot heel bo, maar ek wil net die verskil hê. So ek gaan nou, julle weet baie mooi in wiskundige geletterdheid, as hulle vra vir verskil, dan is dit altyd 'n minusom. So daarom gaan ek nou hierdie twee afstande van mekaar aftrek. En dan, omdat ek nou op die A8 gery het, die stukkie pad wat nog blou is, en nou draai ek af en ek gaan na Hwange toe ry. Nou het hulle vir my gehelp met daai klein afstandmerkertjie aan die kant van die pad. En daarom die ekstra 18 km wat ek dan nou hier gaan plus. En dit bring my by 'n totaal uit van 179 km. Nou ons is baie gelukkig in wiskundige geletterdheid dat hulle altyd vir ons help met 'n formule. Alhoewel hulle vir julle altyd die formule gee, sê ek altyd vir my kinders, ek ken my driehoekie. My driehoekie help my altyd met my afstand, spoed en tyd somme. So, die manier hoe ek daai drie getalle onthou, is maklik om die driehoekie te teken, maar hoe ek onthou, is ek gebruik die Engelse woord fast, en dan weet ek in watter volgorde moet ek hulle sit. So, dis AST, net soos wat jy fast sal spel, en dan weet ek, as ek nou 'n tydsom moet doen, dan gaan ek half daai T half wil toehou, en dit gaan dan vir my sê, as afstand bo is, en in spoed is onder, dan sê dit vir my, ek gaan nou moet 'n afstand gedeel deur 'n spoedsom doen. En dan weet ek is reg, en ek hoef nie eers hulle vorm van hulle formule te gebruik nie. Net vinnig, as jy dan nou 'n afstandsom moet uitwerk, dan wil ons die A2 aan die bokant. Nou staan spoed en tyd nie bo en onder mekaar, hulle staan langs mekaar. En dit beteken, ons gaan dan 'n maalsom doen. So vir my som wat ek moet doen, waar ek tyd moet uitwerk, julle kan gou weer kyk by die driehoekie bo, gaan ek nou hê afstand gedeel deur spoed. My afstand het ons mos nou klaar uitgewerk, die 179 km, so ek kan hom insit. Dan volgende het ons die spoed nodig. Die spoed was in die vraag vir ons gegee, daar wys hulle vir ons 97 km per uur, so ek gaan my spoed insit aan die onderkant. En daar kry ek my antwoord. En daai antwoord is in uur. Maar ons wil nie net altyd ure werk nie, ons wil ook in minute werk. Jy gaan ook nooit vir iemand sê, ek is 0,9568 ure van jou huis af nie. Hulle gaan nie 'n idee hê waarvan jy praat nie. So ons wil altyd in hierdie som, dit wat as 'n desimale breek uitkom by ons antwoord, wil ons altyd graag dan nou verander na minute toe. Dieselfde reël geld vir my, wanneer ek van ure gaan na minute toe, ure is die groter eenheid, en daarom gaan ek maal met 60 die keer, né? En anders te ook, as jy van minute na ure toe gaan, gaan jy mos dan nou deel. Maar wat ek so baie keer sien my leerders se fout meemaak, is hulle te geneigtheid om hierdie antwoord soos hy daar staan, net so te vat en met hulle sakrekenaars te maal met 60. En dit is nie wat ons wil doen nie. Want ons is tevrede met daai 1. Daai 1 beteken dit's 1 uur, en ons wil graag die 1 uur net so hou. So as julle mooi kyk, gaan julle sien, van daar na daartoe, wat het verander by my getal? Ek het die 1 weggevat, en ek werk nou net met die desimale gedeelte wat oorbly. En ek het dit gevat, ek het dit gemaal met 60, en dan kom ek by 50,7 minute uit. Nou op daai stadium, as dit vir jou sou nodig wees om ooit 'n som te doen in sekondes ook, nou en dan, miskien in 'n atletiek vraag of so, dan kan jy nou weer 'n keer die 0,7216 vat en maal met 60 om dan sekondes te kry ook, maar in meeste van die vrae waar dit gaan oor 'n reis wat afgelê is die sekondes nie vir ons belangrik nie. So ek kan nou eenvoudig gaan en ek kan my 50,7 vat en ek kan dit afrond na 51 minute toe. So, ek weet nie van julle nie, maar ek voel, as 'n mens nou deur so 'n vraag gewerk het, dan is jy nou lankal nie meer seker, wat is die vraag gewees in die eerste plekkie. Daarom hou ek daarvan om altyd terug te gaan en vinnig net weer my vraag te lees. My vraag is, bepaal tot die naaste minuut, nie die tyd wat ons klaar uitgewerk het nie, maar hoe laat hy by sy vriend sal aankom. So nou is ek weer seker van wat ons verder moet doen. Ons gaan nou gaan kyk, hoe laat het hy weggetrek? Daar het hulle vir ons in die vraagie dit gesê. Hulle het gesê,
9:55 trek hy weg. So ek gaan nou vanaf daai 9:55 werk. Ek deel vir my die tyd maar baie keer op, so ek gaan sê as ek die 1 uur plus, dan is ek by 10:55. Dan moet ek so 5 minute steel van daai 51 minute om by 11 uur uit te kom, en dan is daar natuurlik dan nog na jy die 5 minute afgetrek het, 46 minute oor. So teen basies 11:15 gaan hy by sy vriend se huis wees. Dan vra hulle vir ons nog verder. Anda het van die Victoria Waterval na Bulawayo gereis. Hy moes 'n vriend by die Hwange oplaai voordat hy Bulawayo bereik het. Dis mos nou dieselfde as die vraag wat ons net gehad het, so ons weet eintlik nou daai inligting nou reeds. Nou sê hulle vir ons hierso, by nommer B, bereken die totale afstand wat hy van die Victoria Waterval tot by Bulawayo gery het. So nou gaan ons weer terug. Ons is terug daar met vanaf Victoria Waterval tot by Bulawayo. So ons het in die vorige geval die 713 gebruik, ons kan dit nou weer 'n keer gebruik. Nou gaan ons kyk na Bulawayo, as jy kyk, daar wys hulle vir my die 263. Onthou, daai afstande is die afstand van die onderkant af. Ons het nie eers van die onderkant af gekom nie, maar ons wil hulle dit net gebruik om die verskil tussen Victoria Valle en Bulawayo te kan uitwerk. So, nou gaan ons kyk daar na my som, ek het die 713 gevat, dis die getal by die Victoria Valle, minus die 263, en dan het ek hier geplus met 18 en weer geplus met 18. Kom ons kyk dan na nommer 1.3.3. Dit sê, bereken die afstand wat Eldred en sy seun moet aflê om Keetmanshoop te bereik as dit 2 kilometer van hulle huis af is na die hoofpad. So Eldred en sy seun, hulle bly by Van Reinsdorp. Daar's ons Van Reinsdorp. So ons gaan nou sien, ons wil Keetmanshoop bereik. So in hierdie geval sal dit vir my meer sin maak dat ons na die linkerkant kyk, waar ons die 0 het, en ons gaan van die 0 afgaan na Van Reinsdorp toe, dis 695 km, en dan moet ons net daai ekstra 2 km bysit wat hulle nog na hulle huis toe moet ry. Skryf die padnommer neer waarop hulle gaan ry wanneer hulle in Namibië kom. Ek wou net sommer vir julle aandui dat hierso sal julle sien in Suid-Afrika werk ons nog met ons N7, en dan is dit dan aan die bokant in Namibië nou 'n ander nommer, want dis nie meer Suid-Afrika nie. So die antwoord is B1. En dan vra hulle vir ons, hoeveel dorpe sal Eldred en sy seun verbygaan terwyl hulle deur Suid-Afrika reis? Nou hoekom lê ek so klem op verbygaan? Want dit voel vir my ek sou die vraag anders te beantwoord het as hulle vir my gevra het deur hoeveel dorpe gaan hulle ry. Want ek wil vinnig vir jou wys, Springbok wat daar lê is definitief nie 'n dorp wat ek gaan raak ry terwyl ek op die N7 is nie. Dis nie soos ek die kaart sien nie. Maar hulle het regtig nie gevra deur hoeveel dorpe gaan hulle ry nie. Hulle het gesê hoeveel dorpe gaan hulle verbygaan. So nou gaan ek eenvoudig tel van Reinsdorp af, dan sit hierso 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 dorpe voordat hulle in Keetmanshoop gaan aankom. Die laaste dingetjie wat ek net vinnig vir julle wil wys op hierdie spesiale strookkaart is, as julle nou onthou wat ek die hele tyd vir julle bly sê het van die pinkkolletjies en die pinkkolletjies, hierdie ene werk anderste as 'n klomp van die ander, en julle gaan sien hier aan die onderkant sit Port Elizabeth by 'n pinkkolletjie. Maar die roete wat ons hierna kyk is eintlik die N10, dit is ons hoofroete. Nou wys ek vir jou hier, die probleem wat ons op hierdie strookkaart het, is dat Port Elizabeth nie op die N10 gaan lê ooit nie, ons gaan hom ook nie daar uitkry nie. So hy kon nie aan die onderkant van daai lyntjie daar, hy kon nie daar aan die onderkant wees nie, want hy is nie op die N10 nie. So hierdie onderkant van hierdie lyntjie wat julle hier sien, daai punt daar, dit is die punt waar die N10 en die N2 bymekaar kom, en daar sal dan ook 'n afdraaipunt wees waar jy dan van die N10 af gaan afdraai op die N2 op om Port Elizabeth te bereik. So daarom moet ons nou verstaan dat die afstande wat ons dan nou hier sien, is nie die afstande van Port Elizabeth af nie. Dis die afstand van daai punt waar die N10 en die N2 bymekaar kom. Ons kyk gou net na hierdie vraagie, dis 'n vlak 4 vraagie. Ons sê Sotando verduidelik dat die afstand vanaf Kirkwood na Middelburg via die R75 korter is as vanaf Port Elizabeth via die N10. Verifieer met berekeninge of jy daarmee saamstem. En die oomblik as ons sien verifieer, dan weet ons het hier te doen met 'n vlak 4 vraag. Verder meer, hoop ek dat jy weet, jy moet 'n som wat vra verifieer, antwoord met 'n sinnetjie aan die einde, waar jy sê ja, ek stem saam, of nee, ek stem nie saam nie. So, as ons vinnig kan kyk, dan is ons met Middelburg, hierso is Middelburg, hier in die middel,
en dan het ons vir Kirkwood hier aan die onderkant. So as ons nou, gaan die antwoord net opbring, as ons nou op die R75 ry, dan gaan ons van Middelburg af ry, dan gaan ons mos nou hierso die 75 kry, en ons gaan die 31 kry, ons gaan die 85 kry, die 185 en die 17. En dis al die afstande wat ek hier by mekaar getel het, om by die antwoord te kom van hoe ver is dit op die R75. Dan volgende, as ons op die N10 sou ry, dan sou ons gesê het, ons gaan van Middelburg af tot hier onder. Onthou, ons is nog nie dan in Port Elizabeth nie. Dit is mos die plek waar die twee paaie by mekaar kom. So dit is die 308 en dan het ons hierdie onderste twee, daai 36 en daai 20 km wat ons dan nou nog daar moet bysit. En as ons kyk, dan kan ons sien, dis op die N10 is dit korter as op die R75 en hulle het vir ons gesê dat hy verifieer of dat hy sê dat dit korter is op die R75 en daarom sê ons nee. Dit is korter met die Port Elizabeth pad, met die N10 en ons stem nie saam met die stelling nie. Ek hoop julle het hierdie les geniet, ek hoop julle verstaan nou 'n bietjie meer. Onthou asseblief mooi om vir jouself te gaan oefen, die verskil met die afstande aan die regterkant en aan die linkerkant. Kyk mooi na jou kaart en bepaal self gou-gou aan die begin, wat is aan die onderkant, waar begin die 0, sodat hulle jou met geen vangplekke kan vang nie. Baie dankie dat julle saam gekyk het. Ons het by die einde gekom van vandag se les. Julle is baie welkom as julle enige vrae het om dit in die comments te gooi. Sit asseblief vir ons jou skool by, dat ons daarom net weet van waar af julle kom. Ek vra as julle vandag enigstens baat gevind het by hierdie les, dat julle vir ons dit sal deel op die sosiale media en dat julle asseblief sal subscribe aan die YouTube channel. Baie dankie